Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van die dag, waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat voel asof jy van die een probleem na die volgende een leef. Dit voel asof jy skaars asem geskep het na een moeilike ding en dan wag die volgende een reeds vir jou. Jy hanteer een uitdaging en dan kom daar nog 'n oproep, nog 'n rekening, nog 'n bekommernis, nog 'n teleurstelling, nog iets wat jou aandag vra. En voor jy jou kon kry, voel dit asof jy nie meer lewe nie. Jy probeer net oorleef. Miskien het jy vanaand in jou bed geklim en gedink, Here, ek weet nie hoeveel ek nog kan vat nie. Ek dink baie van ons was al daar. Die Bybel beloof nie dat ons nooit moeilike tye sal hê nie, maar dit beloof wel dat ons dit nie alleen hoef deur te gaan nie. Jesaja 41 vers 10 sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas met my reddende regterhand. Let op wat God nie sê nie. Hy sê nie dat daar nooit probleme gaan wees nie. Hy sê wel, ek is by jou en dit verander alles. Want daar is dae wat God nie dadelik die storm stil maak nie, maar hy gee vir jou die krag om deur die storm te stap. Ek weet dit voel soms asof die lewe jou nie eers 'n kansie gee om asem te haal nie, maar moenie die fout maak om te dink dat God stil is omdat jy baie probleme het nie. Juis in hierdie seisoene dra hy jou dikwels op maniere wat jy nie dadelik raak sien nie. As jy vanaand terugkyk, sal jy waarskynlik besef, daar was ander moeilike tye waar jy ook gedink het, Here, ek gaan nie deurkom nie. En tog het God jou daardeur gedra. Nie omdat jy so sterk was nie, maar omdat hy getrou was. Jy hoef ook nie vanaand antwoorde op alles te hê nie. Jy hoef nie alles self reg te maak voordat jy kan rus nie. Partykeer, meeste van die tyd, is geloof eenvoudig om te sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek kies om U te vertrou. Dit beteken nie jy gee moed op nie. Dit beteken jy gee die gewig wat jy nie meer kan dra nie vir die een wat beloof het, hy sal saam met jou die las dra. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat voel asof hulle van een probleem na die volgende een leef. Here, U sien hoe moeg hulle geraak het. U sien die bekommernisse wat niemand anders sien nie. U ken elke traan, elke slapelose nag en elke oomblik waar hulle gewonder het hoe hulle nog kan aangaan. Dankie dat U nooit moeg word om ons te dra nie. Ek bid dat U vanaand hulle harte sal stilmaak, gee hulle nuwe krag vir môre, vervang vrees met vrede, moedeloosheid met hoop en onsekerheid met vertroue in U. Herinner hulle dat hulle nie alleen deur hierdie seisoen stap nie. U gaan reeds voor hulle uit en U hand is steeds oor hulle lewe. Help hulle om vanaand alles wat te swaar geword het in U hande neer te lê en met 'n rustige hart te kan rus. Ons bid dit alles in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou vanaand herinner dat jy nie alleen deur jou swaar tye gaan nie. Mag sy vrede jou hart vul en jou nuwe moed gee vir môre. Geseënde aand. Shalom.